Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Het jy al ooit gewonder waarom ry daar meestal oor see vervaardigde bakkies in Afrika rond? Wel, dis aan die verander. 'n Vrystater het opgewonder 'n plan gemaak en gedoen. Soos die bekostigbare taai, betroubare geen vetteriasies brand BRW bakkie in Bloemfontein gebore en nou ook vervaardig. Ek gesels met die stigter en eienaar Stiaan Brandt. Lekker leer en lekker luister. Stiaan, hierdie is ongelooflik hoor. Ek sê ons het vanmôre hier ingestap en ek dacht eers, soos ek sê, is 'n grenadier. Ek weet nie of dit 'n kompliment of 'n insult is, soos ek sê, maar dit gelyk soos 'n cool grenadier. Ja. Nee, baie dankie. Ons is baie trots as dit so in 2013 die bakkie of die produk begin. En hy het nou al gegroei in iets wat regtig special is. Prima, waar het begin? Ek en William sit in die kar gister en ek sê vir hom, waar is die reg Suid-Afrikaanse? Hoe kan ons eie kar? Ek het vir hom gesê my woorde was en hy sal vir jou kan sê. Ek sê kan ons nie ons eie Toyota bou nie? Ja. Ons is nog nie baie bekend nie, maar die idee was my pa het so in jaar 2000 begin met 'n kleiner weergawe amper soos 'n Willys Jeep. Ja. Het hy met 'n kar begin wat vir die boere bedoel was om te werk op die plaas. So tipe wat die bakkie nou spaar, dat die bakkie nie kilos optel nie. Maar dit is meer 'n speelding. Yes. En toe ek nou matrikuleer in 2007 2008 begin, het ek 'n liefde gehad vir die voertuig wat my pa bou. En maar ek het op 'n stadium met hom Kaap toe gery, was 'n oop voertuig met 'n seiltjie. En hy het baie geskit nie. En ek sê, ek sal like om 'n toeën te bou. En ek het 'n liefde vir stal. Ek kan my mense sê ek toer met stal. En toe het ek 'n bakkie begin bou. Jy weet, ek het myne wat ek nog ry, hy's net nie hier nie. Hy's al so 9 jaar oud. Wat ek nog steeds ry en hom moet ek in die hand gebou. Ek het hom in die hand gebou. Ja. So hierdie is geontwerp in Suid-Afrika vir Suid-Afrikaners. En elke ding is uniek, hy is nie gekopie van iets anders af nie. Soos hy monokok, chassis, body, die suspension is uniek, hy het leading arms, hy het nie soos wishbones nie. Hy is gebou vir Afrika te ry. Ek wil sê hy is funksioneel, maar hy is sexy. Hy is sexy, dis nie dat hy, maar die staal, nee, in terme van gewig en so, maar weer eens, kom terug, wat ek wil weet oor die naam, jy weet waar dit vandaan kom, hoe kom hierdie, ja? Die brand BRW kom, die brand is ons van is brand. En die BRW is brand radical vehicles of baie rowwe voertuie. Hy is om met twee tale. Daar is ander name ook mos net. Ja, ek wil sê ek kan dink so die naam is uniek, is ons van agter op die klap is ook my van ingepres. Ja. Kan dit afval nie, is uniek van die voertuig. Van is baie spesiaal vir my. En dan ja, ek het begin om ontwerp of begin bou op die idee van daar's niks op die mark wat vir my aandag trek. Ek bedoel niks teen die ander OEM verskaffers nie, maar jy weet hulle almal lyk dieselfde. Hierdie een is 'n bietjie uniek, jy kan 'n bietjie custom, jy kan hom maak soos jy wil hê. Ja. Jy weet en hy's hard. So ons compete basies met die cruiser. Nie met die ander voertuie nie en hy weeg dieselfde as 'n cruiser, maar hy ry sagter as 'n cruiser. Hy's 2 ton hè. So 2,5 met al sy extras en sy groot wiele en daai tipe. Ja. So maar hy ry lekker sag in die veld. Offroad, grondpad, ek het 'n kliënt wat nou by cruisers alles al gery, sê dis die beste wat hy nog op 'n grondpad gery het, 135 km/h op 'n slegte grondpad. Maar die belangrikste ding, hy kos nie soveel soos dit. Nee, hy kos nie. So ons het intreevlak bakkies van 590, dan is hy nou 4x4, is hy 'n werksbakkie op die plaas, en dan die top of the range, die rooi is 780. Maar dan het hy nou alles in wat jy sê, dis baie billik dink ek. Die van die ander voertuie is redelik pricey. Ja. Maar groot verskil is hy het 'n roll cage binne. So hy het nie airbags of sensors of enigiets wat elektronies kan fout gaan in die veld nie, sal ek nou sê. En hy het 'n roll cage binne, so jy kan eintlik 500 kg bo op sy dak laai as jy sou wou, maar as jy sou omval met hom of rol of so, hy hou jou veilig. Dit is 'n rally car. Absoluut. 'n rally car het airbags, die airbag wat jou veilig, die roll cage wat jou veilig hou. Maar wat is die so weer eens vertel ons 'n bietjie in terme van ek wil graag weet wat was die uitdagings jy daai eerste ene gebou het om hom te verkoop. Wat is die uitdagings? Ek wil sê wat is die geleenthede?
En die uitdagings, ek dink ek het vroeër met een van jou ouens gesels, ek dink julle streamline 'n bietjie nou die produksieproses, so daar's nou 'n bietjie ek wil sê daar's altyd as die aanbod of die demand baie groot is, kan dit ook goeie probleme skep, maar ek wil ook weet in terme van finansiering en so laat weer eens vir die ou wat jy kom sê, maar dit is nie 'n cruiser nie, weet. Ek wil sê daai So die eerste een het ek gebou het 8 maande gevat om te bou, ontwikkel om te bou, maar dit was in by die hand gewees. En die volgende obstakel was dit toe om hom op CAD drawings te kry. Jy weet dat hy geteken is, dat jy dit nou kan outsource aan laser en buig en so aan. Dit was 'n groot uitdaging en toe daarna en later in die proses van die bou het ons om hom te homologeer, om hom roadworthy te kry, om hom SABS approved te kry. Dit het ons 7 jaar gevat. 7 jaar. 7 jaar. En om mooi te verstaan, dit gebeur nie in Suid-Afrika nie. Niemand het al 'n kar deur die ek wil net proses sê, gevat. daai is ongelooflik en onafhanklik hou. Want dit is gewoonlik net groot handelsmerke wat inkom en seker koffie drink saam met die regering. Ja, so ons het dit reg gekry in 7 jaar. In 2019 het ons dit uiteindelik reg gekry. Dog is 2020 is ons jaar soos wat baie mense dink ek gedink het in Suid-Afrika in die wêreld. So COVID. Ja. En daarna, jy weet, toe moes ons downscale. Ons moes na 'n kleiner perseel toe trek om te survive weer COVID. Dit was ook 'n groot uitdaging. En ons is nou weer op baie plek waar ons 3000 square fabriek het. Body shop is up and running. Die hele lyn opgesit. Ons mense wat ons moes oplei om die werk fisies te kan doen. Jy weet, want in Suid-Afrika is daar nie mense wat karre bou nie. So wie neem jy in diens? Yes. Jy weet, jy kan nie 'n ou gou op Facebook gaan search, okay? Ja. Waar is die mense wat karre bou? By the way, ons sal gou in Pretoria wil jy gou bloem toe trek en dan So die training was, maar ons is nou op 'n lekker plek waar ek het 2 goeie bestuurders wat albei afdelings die body shop, die paint shop en semi gaan en hulle mense doen al goed die werk. So werkskepping is vir my belangrik en ek wil graag teruggee aan die community om te sê, jy weet, niks is impossible. Ons het karre in Suid-Afrika begin bou, ons doen dit. So enige droom wat jy het, dit kan gebeur. Ek bedoel as jy die geloof het, jy die geduld, ek wil sê die geduld, die deursettingsvermoë, jy weet ek huil baie en my vrou sê altyd vir my, hou net aan, jy gaan dit maak. Jy weet, so jy moet deursettingsvermoë, jy moet passie, want jy moet 'n goeie span hê agter jou wat jou support regdeur. So ja, baie uitdagings. Ek dink hier daar's genoeg tyd om te praat daaroor. Maar sê gou vir my in terme van daai uitdagings en ek hou van wat jy sê, die baie huil. Ek dink ons Afrikaners is baie macho nê en so maar klipkouers nê. Ons daar word klippe gekou nê maar dis tog wat jou sterker beter. 100%. Goeie tye is nie wat jou sterker en beter maak. Luister, as dit maklik was, dink ek het almal dit gedoen. Ja. Maar ja, as jy ek is een van daai persone of ek het 'n persoonlikheid as jy vir my sê jy kan nie dan is ek so okay, maar ek dink dit is 'n Suid-Afrikaner ding hoor. Dit is daai ek wil sê kos jy met maar die boer maak ja. Maar ja, jy moet maar ek het baie keer wonder hoekom moet ek dit begin doen maar as ek nou te laat. Ja, heeltemal te laat. As ek na die kar kyk en wie gewoonlik die kliënte wat hom ry. As hom in die smaal wat hy het. Is hy proef dit moeite werd. Hoor jy maar sê gou in terme van die wat ek wil amper sê hoe het julle geleer in terme van wie kyk julle na? Ek weet die Amerikaners dink ek is nogal 'n goeie voorbeeld van die manne wat daai custom build waar kry die idees? Okay, ek is nie iemand wat iemand volg nie. Ek kopie nie. Want dis my eie ek. So ek het trial and error. So ek het geoefen op die deure was 'n uitdaging, groot uitdaging, maar ek sal hom bou en dan sal 'n fout en dan saam met my span dan maak ons 'n plan. Ons het nie gaan navorsing doen om hoe met ons het dit self uit. So, wow. So dit was hoekom is jy die deur uitgesonder? Wat was die storie? Die deur maak 1 miljoen keer oop en toe die ry gaan 1 miljoen keer op en af. So dis daai wear and tear. Dis wear and tear. Jy moet so en jy moet alles moet in plek wees. Jy weet, jy kan nie in die bakkie sit en die deur maak jy oop nie. Hoe kom jy uit? So dit was 'n uitdaging, jy weet, die hinges, die gewig van die deur, hoe hang hy as hy oopmaak, al die tipe goed. Dis maar net een van die uitsonderings, maar jy kyk na so 6.500 parte net op hom waar die engine tel as 1. So jy het 6.500 obstacles wat jy basies moet oorstaan. So dis hoekom ons 10 jaar gevat het om by hom uit te kom. Maar ek weet dit is nie net ekkie. Ek het die eerste een wel gebou, maar my span is daai sinergisme wat en jy weet jy kom so jy neem 'n ou in diens en hy kom in en hy bring sy eie stukkie kuns saam. Al my mense is wat is nou wat kyk julle, wat inspireer julle? Ek weet dit is nie noodwendig wat kyk julle na in terme van ontwerp
ander kar, ek neem aan jy moet 'n petrolhead wees. Ja, ek is 'n man, wat kyk ek nou? Ek kan nie vir antwoord nie. Fast and Furious. Jy weet offroading, miskien ja, Dakar, ek het nou net gepraat met van my mense, gesê, jy weet, ons is nou op 'n vlak as die produksie en hardloop sal ek graag wil betrokke raak by so iets waar jy nog werk in die suspension, want ons suspension is uniek. Ek 'n bietjie connect, nee. En ek sal graag met Redline, die Penta. Ek sal graag wil deel word met dit en ons kyk waar kan ons produk gaan. So maar ja, offroading, spoed, daai goed is wat my dryf en ek hou van verbetering. Ek's 'n baie perfectionist, maar jy weet weer eens soos ek sê, dit is nie net ek vir die kar bou nie, dis my mense, so ek hou daarvan om hulle op te lei, om hulle te laat groei, want dan groei die produk. Ja. En natuurlik hierso in Bloemfontein, ek sê is nou Central South Africa, maar dis dis nou oulik, maar dis in die middel van nêrens in 'n maat en om hier werk te kan skep en so aan. Ja. Van Bloemfontein kan enige plek te vang. Dis hoekom dit so lekker is. En Bloemfontein is 'n lekker plek want ons word geonderskat hierso. En wanneer jy Ek is Vrystaat, ek weet julle word. Ons kwaai, jy weet. Julle nie ons. Ek dink ons beste rugby spelers kom van Grey af. Jy weet dit. En vrouens van Oranje en Tunisia af. So ons het goeie Dis 'n Bloemfonteiners. Ek mag dit sê. Wat seker maak jy sê Unisie daar. Daai ingesluit. Ek moet pas op. Ja. Ook. Unisie ook. So ja, nee, ons is trots. Hoor maar breek hom nou af. Die parte terme van hoe is hierdie ding gebou? Gee ons daai jy het 'n body monocoque body chassis, so dit beteken die chassis is in die deel van die voertuig. Hy het nie 'n los chassis soos jou ander brands nie. Dit is alles mild steel van 10 mm tot 1.6. Wat is daai ek wil sê significance? Ek weet nie of Afrikaans is. Jy kan dikker staal gebruik op die bodywork, Ja. dunner op jou chassis, maar jou body absorb die suspension. Okay. So waar jy nou 'n los chassis het soos 'n ander voertuig wat moet dik en swaar en maar jou body kan nie so swaar wees nie want jy moet jou gewig. So hierdie is wat hom uniek maak. Hy het nie 'n los chassis nie. Andersom. Hy's andersom, ja. Okay. En dan so bodywork suspension, hy het leading arms, hy het nie wishbones nie. Okay. So hy kan groot impak vat van voor af. Dis weer daai funksionaliteit. Hy ry, jy voel nie 'n pothole nie want dis soos 'n bicycle se wiel as jy net deurgaan. Hy het 'n leading. En sy suspension travel is 100 mil voor. Waar jy op ander voertuie nie dit het nie, is gelimit. So jy het lekker wheel travel, lekker vir offroading. Engine is Cummins diesel 2.8. Baie lekker performance motor. Hoekom Cummins? Cummins vervaardig net engines. Hulle is nie 'n kar vervaardiger. Ek verstaan. So hulle verstaan daai part wat belangrik is. As ons nou gaan upgrade en sê nou ons het 'n ander brand ingehaal, kan hulle dalk vir ons die deur toe maak en sê maar julle is nou in kompetisie. Yes. Nou verskaf ons nie meer parte vir jou. Ek So verstaan. Cummins is dis jou contingency. Yes. En dan verder ons 'n bietjie eintlik Hoe lyk die radkas? Hoe lyk die radkas is 'n gewone is ook Eaton gearbox wat ons gebruik 6-spoed. Jou axles is Gearmax. So alles is gemaak om funksioneel, dit klomp sensors of goedie. Ja, Maar dis weer eens dinge wat kan breek. Ja, so robust, sterk. Die Eaton gearbox word in lorries gebruik, so Okay. is lekker sterk. Dis weer. Wat is daai uitdagings in terme van die jy weet ek wil sê die Wesbank van die wêreld, is dit maklik om hom te finansier? Wat was daai proses? Dis juis om met jy daai 7 jaar Dis proses omdat ek deurgaan. 7 jaar, so- Dis jou right. So as jy nou op enige bank, Standard Bank, Absa, maak nie saak nie. As jy intik BRV en sy M&M kode, dan kom hy op. So hy's op hulle stelsel soos 'n Toyota of 'n Ford of 'n Mahindra. Hulle almal, ons is ook daar. Ja. En dit is daai 7 jaar wat ons moes deurgaan om verstaan. dit op die eerste Yes. pas. So jy kry 'n lisensieskyfie, soos enige kar. Ja. En hy het 'n M&M kode wat op die stelsel is. So jy kan finansiering kry. Wat is die uitdagings? Ek wil julle het nou ek wil dit nie vooruit hardloop nie, maar julle het nie 'n verkope probleem nie. Julle het meer 'n produksie probleem. Ja. Maar gee ons 'n snapshot waar het julle begin met units? Waar is julle nou en waar is julle op pad? So ons het begin met een elke 4 maande en toe het ons voor Covid het ons reggemaak vir 4 maand en toe staan Covid en toe het ons maar so 1 maand gebou. Ons het nou ons nuwe perseel ingetrek waar ons nou so 2 maand doen. Ek is besig met IDC se funding is van Suid-Afrika wat ook betrokke raak met ons, die government. En dan gaan ons na 20 units toe van 'n maand en na 40 toe. Ja. So dis waartoe ons op pad is. Die perseel is reg daarvoor. So 3 maande terug en hom ingetrek Fantasties. wat vir ons gebou is. So ja, dit was 'n uitdaging, maar tyd. Ja. Alles wat tyd. Tyd. Maar ons is nou daar, ons het 'n groot waglys
Ons moet nou net begin produce en begin aflewer. So Hoor jy, en dan laaste vraag so in terme van die mark self, waar is die grootste aankope? Is dit maar versprei? Is dit dit is versprei. Is dit nie net landbou meer teken nie? Nee, jy weet ons het soveel belangstelling in landbou definitief. Ons het border patrols, ons het weermagte, ons het op in Afrika vir wildlife en dan het jy die niche-mark soos die rooi is nou. Dis nou vir 'n ou wat Jy wil goed lyk in sand. Hy wil net goed lyk in sand. Ja. So ja, die mark is versprei en jy dis 'n leefstyl. Dit is nie net 'n voertuig nie. Ja. Jy gaan elke dag, ek loop elke dag uit aan stuk van chocolate, so 'n mooi bakkie. Ek hou van hom. So. Ja, is die ander kliënte is maar dieselfde. So. Ja, wel gedaan hoor. Is regtig indrukwekkend en wat 'n wonderlike storie en is dit is nie altyd maklik nie, maar dis daai jy weet aanhouer wen. Jy moet maar en ek is net so bly is weer eens Stom Vrystaat. Ja. Great, baie Wel dankie. gedaan, wel gedaan. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Gaan soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.